Kom ons staan en dan sing ons saam ons introïtuslied, lied 158, vers 1, 2 en 3. Goeiemôre gemeente. Baie welkom, waar ons die wonderlike voorreg het om een van die groot hoogtepunte, die hele naweek is die groot hoogtepunt van ons geloofslewe. Die kruisiging van ons Here Jesus Christus en dan Sondag natuurlik die opstanding. Hartlik welkom so vir elkeen van julle. Ek gaan tog vra as ons so 'n bietjie spasie is, tussen julle net so bietjie opskuif, dat ons net plekke maak soos mense inkom. So as daar so 'n gapentjie is, help vir ons daarmee, dan kan ons sorg dat mense 'n plekkie ook vind. Want is nou bo, chock en blok vol. So, daar's nie spasie vir die nasie daar bo nie. So, goed. Baie welkom vir almal van u. Heerlik dat julle saam is, almal van julle wat hier is, almal wat inkyk via die internet. Hartlik welkom ook so vir julle. Ons het 'n hele klompie besoekers wat van wyd en suid oor die hele wêreld hier by ons is. Steek gou hande op, besoekers. Ek hoor van Brisbane af, Australië. Daarso, van waar af is julle? So, van Johannesburg af, ons het Johannesburg hier, nog iemand? Van Pretoria af, daar's nog mense van Pretoria af wat ek gesien, daar sê, hulle steek hande op, hulle so, julle kan baie thuis voel, welkom voel. Engeland, Zani, van Engeland af, welkom vir jou ook. Nog iemand? Heinrich, van waar af kom julle af, die familie af? Van? Ek kan nie hoor nie. Kempton Park af. Daar's 'n paar mense wat, Andries, van waar kom jy? Kom jy van Vishoek af? Verjaar Zani ook nog vandag. Zani, geluk by jou verjaarsdag, hoor? Daar's hy. Van Johannesburg, ook van Johannesburg af. Goed. Wie kom van Vishoek af? So. Welkom vir almal vir julle. So lekker dat julle almal hier saam is. Wat 'n voorreg, vol kerk. Ons dank die Here daarvoor. Net eintlik toe ons sê, ons hart van ons geloof lê hierin. So baie welkom vir al julle familie en vriende, almal wat saam is. As jy nagmaal gebruik in jou eie gemeente, is jy hartlik om saam met ons te deel in die liefdesgawe wat die Here ook vir ons gee. Baie welkom so vir almal vir julle. So voel tuis, maak nie saak waar jy, van wat se wêreld deel af kom jy, ek kan nie eens net sê in Suid-Afrika nie.
Ons is broers en susters in die geloof. Ons is familie van God. Baie welkom so vir elkeen van julle. Goed. Ons het die wonderlike voorreg. Ek wil ons net vir 'n oomblik onsself net instel daarop. Die tekens van die brood en wyn wat ons vandag gaan gebruik. Herinner ons, en ons gaan die diens daarby stil staan, wat Christus in die kruis vir jou en vir my gedoen het. As dit nie gebeur het nie, was ons nie vandag hier nie. Mag dit 'n moment wees in jou lewe. Mag dit 'n plek wees waar jy stil staan in jou eie persoonlike verhouding met die Here, dat jy self by die kruis ook gaan stil staan het. Eintlik self ook by die kruis gaan kniel het. En sê, Here, U is my Here. Persoonlike verhouding te hê met die Here. Kom ons maak ons oë toe. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Liewe familie van Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Christus Jesus, ons Here wat in die kruis gesterf het, en die Heilige Gees, weet ons dat die drie-enige God by ons is vanoggend op 'n baie spesiale wyse. Amen. Die koor gaan vir ons 'n pragtige lied sing, deur sy wonde. Pragtige lied, is geskryf deur Chris Lamprecht. Nou, baie jare terug was Chris Lamprecht, was ek by Universiteitsoord by Tikkies gewees en hy was ons oralis ook daar. Ek verstaan, hy is al 99 jaar oud. So baie spesiaal. Nou, toe ek in Visshoek kom, vir die mense wat nou hier saam is, ek is nou al amper 26 jaar hier. Toe ek hier kom, toe is oom Chris Lamprecht se suster in die gemeente. En sy was jare terug die gemeente se oralis ook. En baie jare terug het sy nog Paul Greiling se skoollied, dis 'n Afrikaanse laerskooltjie onder wat nou dubbel medium is. Het sy die skoollied getoonset ook. So ook so vol musiek. En sy is al so net so vroeg 90s ook nou Tannie Martie Driesen. En toe ek dit nou sê, toe sê Tannie Ronel vir my dat by haar eerste koor was hy haar koormeester. En kan ek net sê vir die mense wat van Kempton Park af kom, Tannie Ronel kom ook van Kempton Park af, oor ons oralis. Goed, kom ons luister na die koor. Kom ons stel ons in vir die erediens wat volg, want dis wat die Christus vir ons gedoen het. Ons luister graag na julle.
Pragtig, baie dankie vir Tannie Ornel, baie dankie vir die koor, vir julle bediening ook aan ons, ook so vanoggend. Ons gaan saam 'n loflied sing, die 220, met ons harte sing ons Here. Ek lees graag die woorde, ek kon eintlik as my woorde sommer opsit, die 220 vers 1, 2 en 3. Met ons harte sing ons Here van u liefde meer en meer. Aan die kruis het u ons sonde alles gedra met geen verweer. Juig oor ons verlosser, van ons las is ons bevry, ons sal aan u redder Here, net uit dank ons lewe wy. Kom ons sing dit as 'n loflied, tot eer van die Here, strofe 1, 2 en 3 van die 220 staande saam. Ons maak ons Bybels oop by Lukas, hoofstuk 23. Lukas 23. Net gou die tema gou gee. Die tema vir vandag is as vandag jou laaste dag was. As vandag jou laaste dag was. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg om saam te kan aanbid. Saam as gelowiges hier saam te wees, of ons in die gebou is, of ons weer die internet inkyk, dat ons deel hiervan kan wees. Deel van 'n nagmaalsdiens om U te eer, ons verlosser.
om U te loof en te prys met ons lewens. En ons wil vandag kom sê, Here, nie net met woorde nie, maar met ons menswees, ons verhouding met U, Here, wil ons net sê, Here, dankie, dankie, dankie. As ons vandag U dood gedenk, dan kom ons onder die diepe indruk van wat dit vir U gekos het. Ons sal dit seker nooit heeltemal kan verstaan nie. Heeltemal kan begryp die diepte van U liefde nie, maar ons ervaar U liefde elke dag. Dankie dat U ons heel eerste lief gehad het en dat ons die liefde kan leef. Soos die wet van die Here vir ons sê, ons liefde vir God, ons liefde vir ons medemens. Hulle wat hier langs jou sit, om jou sit, voor jou, agter jou. Hulle wat jou op die pad tegemoet gekom het. Hulle wat soms vir jou die lewe moeilik maak. Mag ons deur U oë kyk, mag ons U lens opsit, as ons na mense kyk. Spreek, Here, U kinders luister graag ook na U, so deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees Lukas 23 vanaf vers 44. Opskrif daar, Jesus sterwe. Ek lees ons uit die 83 vertaling. Kom ek sê vinnig, hoekom ek die 83 vertaling lees? 2020 vertaling lees ons gewoonlik. Pragtige vertaling, fantastiese vertaling. Maar ek gaan jou so 'n bietjie mekaar maak vandag, as jy 2020 lees. Want hulle praat van die 9de uur, die 6de uur, die 9de uur. En dan moet jy eintlik nou onder gaan kyk by die woordelys en dan sê jy vir jou, okay, maar dis eintlik 3 uur die dag. Dit is so, die vertaling is reg. Daar's geen fout by die vertaling nie. So hy is presies net so oorvertaal. Maar die westerse samelewing se tye het geskuif. So daarom het ek gedink om 83 vertaling te lees, dat jy weet, as ons sê 12 uur, dan weet ons waarvan praat ons van 12 uur, en nie 6de uur of die 9de uur nie. Goed, so 83 vertaling, Lukas 23 vers 44, Jesus sterwe. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Ons lees tot sover. Ons tema vir vanmôre, as vandag jou laaste dag was. As jy vandag 24 uur oorgehad het om te leef, wat sou jy doen? Stel jouself voor, dit is jy wat hier op die kaai sit. Kyk so 'n bietjie mooi na hierdie foto. Stel jou voor, dit is jy wat daar sit. En jy kry die boodskap, dis jou laaste dag. Jy het 24 uur om te leef. Dink vir 'n oomblik, wat sal deur jou gedagtes gaan as jy daardie boodskap hoor? Wat sal jy doen?
Wat sal jy vir wie sê? Wat sou jy graag nog vir oulaas wou eet? Wie wil jy bel? Vir wie wil jy vergifnis vra? Of vir wie wil jy vergifnis miskien gee? Vir wie sal jy vir oulaas wou gaan kuier? As vandag jou laaste dag was. As jy diep hieroor nadink, dan is dit eintlik dit wat saak maak vir jou in jou lewe. Dit wat vir jou prioriteite is in jou lewe. Dit wat jy as waardevol ag, het jy nou eintlik geantwoord. Die verhoudings wat vir jou saak maak, het jy nou oor gedink. Wat as vandag jou laaste dag is? Jesus het geweet wat voorlê vir hom. Hy het selfs by nagmaal het hy gesê, ek gaan nie weer eet voordat ek verheerlik word nie. Jesus het geweet. Sy laaste dag. En om te weet, jy gaan gekruisig word. En partyk het ons 'n idilliese prentjie hiervan, maar glo vir my, dit is alles behalwe idillies. Dis 'n lyding om aan 'n kruis, is dit seker die wreedste manier hoe mense doodgemaak kan word. Om aan 'n kruis lewend gehang te word. Ons weet as ons terugkyk, vir 6 ure lank was die Here Jesus min of meer aan die kruis. 6 ure. Wat jy in 'n kruis hang, hande deurboor, voete deurboor. Jy weet hoe lank gaan jy aan die kruis hang nie? Miskien honger, dors, seer, pyn. Ek dink elke beweging wat jy maak moet seker pynlik wees. 6 ure daar te hang om so te sterf. Dis traumaties. En dan doen hy dit vir hulle wat dit eintlik aan hom doen. Vir die mensdom, vir jou en vir my. Wat sou jy doen as jy 24 uur oorgehad het om te leef? Kom ons kyk na Jesus, die 24 uur voordat hy gesterf het. Wat het Jesus gedoen? En miskien leer dit vir ons iets eintlik oor die lewe. Hoe ek en jy elke dag moet lewe. Eintlik kan dit ons help hoe ons elke dag oor die lewe dink. Nie net dat ek 24 uur oor het om te leef nie. Nou Jesus gaan en die donderdagoggend sê hy vir Petrus en vir Johannes, jong, gaan kry vir ons 'n plekkie waar ons kan voorberei. En hulle het dadelik gedink, hy praat van die Pasga, want dit was die Joodse viering op daardie dag gewees. So, ons gaan 'n plekkie vind en ons gaan die Pasga doen, maar die Here Jesus het eintlik 'n nuwe verbond in gedagte, maar hulle weet dit nou nog nie, Johannes en Petrus. So hulle kry die plek reg, die bovertrek, en dan kom hulle almal in die bovertrek, en hulle sit daar om die tafel, eintlik sit nie om die tafel, en hulle het gelê en eet. Julle het dit seker al gehoor. So, hulle het gelê en eet, en daarom was dit eintlik belangrik dat mense se voete skoon moet wees, want jy lê met jou voete hier tussen mense, wat nie so gaaf is nie. En jy moet weet, dit is woestyn, dit is son, dit is leersandale. Ok, jy kry die prentjie. Daarom het hulle 'n slaaf gehad, dat elke slag voor hulle geëet het, het iemand hulle voete gewas. En dan staan die Here Jesus op, en hy gaan vat 'n wasskotteltjie, waskom, en hy vat 'n handdoek, en hy sê, 24 uur voor die tyd, ek wil julle voete was. En dan sê Petrus, nee, Here, moenie my voete was nie, nee, want dit is mos nou nie, dit is 'n slaaf se werk, dit is nie Here Jesus se werk nie. En dan sê die Here Jesus mos vir hom, as ek nie jou voete was, het jy nie deel aan my nie. Toe sê hy, maar was sommer my kop en alles. Dag voordat Jesus sterf, was sy voete, disippels se voete, bedienende, opofferende liefde, wat hy doen. En nadat hulle voete gewas het, toe hulle aan tafel is, ja, uit Judas se voete ook gewas, nie? Het geweet Judas gaan hom verraai, maar uit Judas se voete ook gewas. En
En dan sit hulle om die tafel, en dan stel Jesus die nagmaal in. Iets anders, iets nuuts vir hulle. Onthou, brood het 'n geweldige groot rol gespeel in die Pasga, die Pesach, en wyn ook. So was dit eintlik veral vreemd om die brood en die wyn te sien nie. Maar hier kom Jesus en Jesus gee 'n hele nuwe verbond vir hulle en sê, die brood wat ek breek, dit is my liggaam, dit is vir julle. My liggaam wat gebreek word vir julle. Dit is die wyn, is die bloed van die Here Jesus Christus, van my. Dit is my bloed. Dit is vir julle. Hulle het dit nog nie heeltemal verstaan nie. Ons wat nou terugkyk, verstaan eintlik wat die Here Jesus daar gedoen het. Om te sê, ek kom om julle skoon te was van julle sonde. Ek kom die sonde oorwin. Ek kom vergifnis van sonde bring. En ons weet teen Sondag met die opstanding die dood ook oorwin. Op hier staan en fokus net ons op die kruisiging. Dat die Here Jesus sê, dit is my liggaam. Dit is vir jou. Dit is my bloed, dit is vir jou. Weer is waar Jesus van homself af wegkyk en dit gaan doen vir ons. En dan net nadat dit gebeur het, gaan hy na die tuin van Getsemane toe. En hy gaan bid en hy gaan verdiep sy verhouding met God. En jy sal onthou, in Getsemane het hy daar intens gebid, met sy Vader gepraat. En hy het letterlik bloed gesweet. En ek weet, die so dokters wat hier by ons sit, hulle sal weet, dit is iets wat vandag nog gebeur. Hulle noem dit hematidrose. Gaan Google dit bietjie na die tyd. Waar mense bloed sweet as gevolg van ergerlike stres, angs. Dis 'n mediese toestand, gaan lees dit op. So dit was 'n moeilike ding vir die Here Jesus Christus. Dit was nie sommer net iets wat hy gaan doen nie. En ons moet dit verstaan. En dan bid hy tot sy Vader en sê, Here, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar U wil, Here. Hy wil doen dit wat God die Vader vir hom sê om te doen. Hy wil gehoorsaam wees aan God die Vader vir hom sê, al beteken dit, hy moet hierdie lydingsbeker drink. Te doen wat God vir hom gesê het. En dan word hy natuurlik in hegtenis geneem. Jy ken die hele verhaal van Judas. Hier gee het vir jou so 'n bietjie 'n beeld daarvan. Die verhoor by die Joodse raad, dit alles gebeur in die nag, 1 uur die nag het dit gebeur, tot 3 uur, waarvoor die Joodse raad, as Annas ensovoorts, julle ken die verhaal daar, Petrus wat die Here Jesus verloon, min of meer so tussen 3 uur en 4 uur die oggend gebeur, op 'n Vrydag, Jesus word geslaan en Pilatus gee Jesus oor tot die kruisiging, dit is tussen 8 uur en 9 uur en 9 uur, sê die woord van die Here vir ons, is die Here Jesus gekruisig. En ons weet, hy het gesterf, ons het nou gelees, 12 uur het daar duisternis gekom, 3 uur het die Here Jesus gesterf. En word hy begrawe. Terwyl die Here Jesus aan die kruis was. Terwyl hy aan die kruis was, is daar 7 kruiswoorde. En sy eerste kruiswoord was, terwyl, jy moet die prentjie sien in jou kop, die Here Jesus aan die kruis, en mense spot hom, en mense sê hom sleg. En dis dieselfde mense wat gesê het, kruisig hom, kruisig hom. En dan sê die Here Jesus die eerste kruiswoorde, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wonder wat sou ek en jy gesê het? Die Here se hart, Christus se hart, Jesus se hart is vergifnis. Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan die derde kruiswoord. Terwyl die Here Jesus besig is om te sterf, kyk hy en hy sien sy ma. En hy sê vir sy geliefde disipel, dit is jou ma. En hy sê, Vader, dit is jou seun. Terwyl hy besig om te sterf, is familiebande vir Christus so belangrik, dat hy sê, kyk na mekaar. Wees lief vir mekaar. Sorg vir mekaar. Dra vir mekaar.
Dan staan daar die geliefde disipel het Maria in sy huis geneem. Ja, vir 'n oomblik gedink, hoe moes Maria gedink het daaroor? Wat moes Maria beleef het om te sien dat die Here Jesus aan die kruis is, haar seun is aan die kruis? Ek dink dit breek 'n ma se hart. Dit breek 'n ma se hart. Jesus is besig om te sterf en dan sê hy, kyk na my ma. En dan die 6de kruiswoord. Kom sê die Here, dit is volbring. Hy voltooi sy lewensdoel. Die Here, God die Vader het vir hom gestuur. Johannes 3 vers 6, en God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God die Vader het vir Jesus gestuur, en hy het dit waarvoor hy gestuur het, sy lewensdoel, sy missie, het hy kom voltooi. En hy sê, dit is volbring. En as die laaste woorde wat die Here Jesus sê, as hy voor sy laaste asem uitblaas, het ons nou gelees. Volle vertroue in die Here. Hy plaas sy hele lewe in die Here se hande, en hy sê, in die hande gee ek my gees oor. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Wat sê dit vir ons? Wat leer dit vir ons? En ek gaan dit nou sommer net vinnig hier gelyktydig opsit. Dan is dit sommer nou daarop. En jy kan dit sien, jy kan dit lees, die wat wil skryf, kan dit skryf. Eerste plek sê die Here vir ons eintlik elke dag moet leef. Nie net as jy 24 uur oor het nie. Ons soek na die wil van die Here. Dis wat die Here Jesus vir ons leer in die 24 uur voordat hy sterf. Soek na die wil van die Here. Toe in Getsemane was, gebid het, laat U wil geskied en nie my wil nie. Bring tyd deur saam met geliefdes. Maak moeite met geliefdes. Maak moeite met jou ma en jou pa. Maak moeite met jou kinders. Maak moeite met jou boeties en jou sissies. Maak moeite met familie. Dit is jou seun, dit is jou ma. Dit leer Jesus vir ons. Het dienende opofferende liefde, soos wat die Here Jesus het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus disipels se voete gewas. Bovenal, seker die grootste dienende opofferende liefde is, hy het vir ons die kruis gesterf. Nog soveel te groter. Gaan nie net oor me, myself en I nie. Lewe gaan oor baie meer as dit. Het dienende liefde. En die vierde ding wat die Here Jesus vir ons leer, is gaan fokus op jou lewensdoel. Miskien is jy nog in 'n stadium waar jy nog nie heeltemal lekker weet wat dit is nie. En dis ook 'n goeie plek om te wees, want dan worstel jy met die Here. Maar gaan speel dit uit met die Here. Here, waar is dit wat U wil hê ek moet regtig wees in die tyd? Waar moet ek wees, Here? Daar's baie middele op internet wat jou so 'n bietjie rigting gaan gee, soos in die netwerkkursusse, daai tipe goeders, gawebedienings en alles. Gaan vir jou 'n lyn gee. Maar gaan speel dit met die Here uit. En vertrou die Here ook so vir jou lewe. En dan die hoogtepunt natuurlik. Ons kan nie anders as om eintlik daarby stil te staan nie, dat die Here Jesus Christus vir ons kom sê het, ek het die sonde oorwin. Ek kom bring vir jou vergifnis van sonde. En ons weet, Sondag lê voor. It's Friday, but Sunday's coming. It's Friday, Sunday's coming. So ons sit nie in sak en as nie, want ons weet, die opstanding kom. Dat die Here gesê het, ek het die dood ook oorwin. Ek gaan vir jy soos jy uitstap. Daar is nie vandag kollektes nie, daar is nie offergawes nie, daar is niks sulke goed nie, met Goeie Vrydag nie. Maar soos jy uitstap, en ek gaan nou sê hoe ons dinge gaan doen na die nagmaal, gaan ek vir jou so 'n kaartjie in die hand gee. En gaan huis toe. Gaan maak vir jou koppie tee, gaan maak vir jou koppie koffie, bidend gaan sit en kyk na wat die Here Jesus eintlik so op 'n Vrydag, hy begin by Goeie Vrydag. Waardeur is hy? Gaan lees die teksgedeeltes, oordink dit, bid daaroor, en kom gee dit so vir die Here. En dan eintlik die preek, so kom ek nie voor die tyd uitgedeel, dan die preek voor die tyd gaan, dan het jy al huis toe gegaan. So, laaste, die punte heel onder, in die wit gedeelte, is eintlik die hart van dit wat die Here Jesus
vir jou en vir my doen, en wat ons eintlik leer uit die 24 uur voor sy sterwe. Mag die Here so by jou wees. Amen. Here, dankie vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Ons probeer dit eintlik uitpluis hier, maar ons kan nie regtig weet wat U gedoen het nie. Maar ons weet meer as genoeg. En dis wat die woord van ons gee. Dankie, dankie Here. Dit is net genade wat U vir ons kom gee het. Ons kan dit nie verdien nie. Dis nie omdat ons oulik is nie, of ons dinge probeer reg doen, dat U vir ons in die kruis gesterf het. Dit is deur die liefde van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Die Vader die Seun gestuur het. En U gehoorsaam was en dit deurgevoer het vir ons, omdat U vir ons so lief is. En ons kan eintlik ons eie naam daar sit, om te sê, ek het dit vir jou gedoen. Dankie Here daarvoor. Amen. Kom ons luister na die formulier vir die bediening ook so van die nagmaal. En soos ek gesê het, liewe vriende, maak nie saak of jy in 'n ander gemeente is nie, as jy nagmaal gebruik jou gemeente, is jy hartlik welkom om saam met ons te deel in die liefdesgawe wat die Here vir ons gee. Die Here het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. So, ek het van God ontvang en ek gee dit vir julle. Die Here Jesus in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, hy het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. En as verbondsmaaltyd het die volgende betekenis. In eerste plek is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Dit is om terug te dink aan dit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het in die kruis. Hoe hy sy dood en hoe hy sy lewe gegee het vir ons. Tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as wat ons hierdie brood voor ons oë gebreek word en die beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Nagmaal in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Hier is iets wat tussen ons is bloedfamilie. Dis wat ons is. Die bloed van Christus. Ons vier dit saam met mekaar. Nagmaal is ook vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons kyk ook vooruit, ook na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nagmaal is die vyfde plek ook 'n vreugdefees. Hoewel die gemeente in die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding kom uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. En ten slotte is die nagmaal ook 'n fees van dankbaarheid. Om nou die volle seën van die nagmaal te kon ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. En dis wat 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29 vir ons sê. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Dan is ook die volgende, daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Jy ervaar die Here vir jou gesê het, gaan doen dit en jy was nie gehoorsaam daaraan nie. Dit is sonde van versuim. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. So geleentheid gee vir stil gebed. Net tussen jou en die Here. Kom bring jou lewe so voor die Here. Kom vra die Here om ook jou sonde te kom vergewe. Gee geleentheid vir stil gebed tussen jou en die Here so vir 'n minuut lank.
Amen. Laat ons dan vasglo dat ons oortreding vergewe is op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna streef om met ons hele lewe met dankbaarheid aan die Here te bewys. Deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, kom ons sing net so lied 295 vers 1 net so sittend terwyl die tafel in gereedheid gebring word. Waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons nou aan sit die tafel, kom ons staan en gaan ons geloof hardop bely en dan gaan ek vir Rian vra om vir ons 'n tafelgebed te doen. Kom ons staan en dan bely ons geloof van die Here ook so saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit van Maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf Ons maak die oë toe. Here Jesus, vanoggend is ons saam, staan ons bidend voor die kruis, waar U sonder sonde U lewe vir ons opgeoffer het. Vader, ons vra dat U ons herinner vandag en bewus maak aan die feit dat ons sondig is en dat ons so afhanklik van U is. Here, waar ons vandag die brood gaan breek en die beker gaan skink, vra ons dat U ons weer herinner aan die feit dat ons elke dag moet lewe as dit ons laaste dag is. Dat ons bewus is van die prioriteite wat ons in die lewe moet hê. Dat ons bewus is van die feit dat waar ons 'n gebroke wêreld lewe, dat ons ander moet vergewe waar hulle teen ons kwaad gedoen het, dat ons om vergifnis moet vra aan die wat ons dalk verontreg het of iets aan verkeerd gedoen het, Vader. En dat ons almal moet lief hê. Maak nie saak van waar hulle kom en wie hulle is nie, met Jesus Christus se liefde. Vader, ons vra dat U my sondes vergewe, my hart reinig en my met U Heilige Gees vervul. Ons vra vandag hier dat, waar ons aan die tafel staan, by die Heilige Nagmaal, dat U ons net weer eens herinner en baie dankie vir die feit dat U vir ons sondes gesterf het, dat ons ewige lewe kan hê, wat U vir ons gereël en bespreek het, Vader, en dat ons weet dat ons veilig daar gaan wees met U liefde en genade. En dan waar ons hierdie nagmaaltafel gaan verlaat vandag, vra ons dat U ons met vernuwe harte, nuwe oë en vol van liefde en U genade in die wêreld uitstuur. Ons bid dit alleen om U heilige naam alleen. Amen. Baie dankie, kan jy sitplekke inneem? Dankie, Here.
Goed, ek herinner u in die skinkbord, die middelste deel van die skinkbord is die druiwesap en dan buiteom is dan die wyn. En ek wil net vra na die diens, as jy uitbeweeg, net om die kelkie saam te neem, daar is so waskommetjie agter om net vir ons net daar in te plaas. Dit sal gaaf wees. Goed, baie dankie, die span wat bedien kan vorentoe kom. Is daar iemand oorgeslaan by die bediening van die brood? Bediening van die kelkie, wyn of die druiwesap? Almal reg so. Baie dankie Hannes, dankie vir jou en jou span. Geliefdes in die Here, ek wil graag hê vir 'n oomblik net te kyk na hierdie foto wat hier op die skerm is. Beleef dit. Ervaar dit. Dit is hier binne in jou hart so 'n bietjie roer. Vir dit wat Christus vir jou gedoen het. En met dit in gedagte gaan ons die brood breek en die wyn deel met mekaar. En ons doen dit juist so dat ons die instellingswoorde gee en dit saam gebruik. Om daarmee te sê ons is 'n gemeenskap van gelowiges wat vir God, drie-enige God al die eer gee en veral natuurlik vir Jesus Christus wat hy vir ons gedoen het. Geliefdes in die Here, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening van ons sondes. Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en ons harte soos volg saamstem. Ek lees vir ons uit Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy van ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Geliefdes in die Here, omdat dit Goeie Vrydag is,
sluit ons die erediens af op 'n ander manier as normaalweg. Ek wil vra dat al die ligte afgesit word. Dis asof ons in die graf ingaan. In doodse stilte. Daar gaan nie musiek wees nie. Die orgel gaan nie speel nie. Alles gaan asof ons as ware in die dood ingaan. En ek wil regtig vra dat ons in doodse stilte hier sou uitstap. Jy gaan die blaadjie ontvang by die deur as jy uitbeweeg, maar ek wil vra in doodse stilte. En natuurlik Saterdag staan bekend as stil Saterdag. Dan word jy uitgenooi na Sondag se opstanningsdiens. As op die WhatsApp groep gesê, die meeste mense, as jy kan as jy wil swart dra, vir vandag, maar vir Sondag, wit of veel kleurige klere. Maar vir nou staan ons stil by die kruisiging. So ek gaan ons 'n dankgebed doen, en na die dankgebed gaan ek sê amen, en dan kan jy rustig opstaan, op die eie tyd, en uitbeweeg, in doodse stilte asseblief. Op so 'n manier eintlik, so in die graf ingaan. Here, dankie vir, dat U ons kom voed het, met die tekens van die brood en die wyn. Wat 'n teken is van U liefde, 'n groot teken is van U genade in ons lewens. Dankie Here dat ons bewustelik, intentioneel kan ervaar en beleef wat U vir ons kom doen het. U die dood oorwin het. Maar dat U die pad gestap het, 'n pad van lyding. So ek dink die afgelope 6-7 weke is 'n lydingsweke, wat opgeloop het en kulmineer in die Via Dolorosa. Wat kulmineer binne U wat gegeesel is, geslaan is, aan die kruis gehang is. En U wat kom sê het, dit is volbring. Tetelestai. Daarom as U die woorde uitspreek, die laaste woorde, aan U hande gee ek my gees oor. Want ons met daardie woorde sê, Here, in U hande gee ons lewens oor. Amen.